Waar iemand staan, gee hom net so 'n lekker druk, so van die kant af en sê, weet jy wat, ervaar so 'n stukkie van die Vader se liefde deur my. Amen. Gee so 'n bietjie liefde, Vader liefde, vir elkeen. En dan kan ons 'n sitplekke neem. Ek gaan vir Roel vra om vanoggend, hy bring volgens vir ons woord, hy het ons die naweek saam ons bedien. En Roelf is, kan sê, is Albert en Rense, Albert is sy broer. En vir Roelf kom staan hier so. En ja, hy het 'n storie om te vertel ook. En 'n bietjie te deel. Hy het die naweek saam ons bedien met FFI. Wat 'n voorreg gewees om hom saam te hê. En ja, net op ons hart gevoel dat hy bietjie woord bring. Ons praat die hele tyd oor om in die wêreld rondom ons rooi te verf. En hy het ook 'n boodskap rondom dit. En ja, kom ons trek ons hande uit net na Roelf toe en ons seën hom. En Here hom sal lei. Vader, dankie vir Roelf, dankie dat U hom seën. En vanoggend met soveel vrymoedigheid en dat hy kan terugleun teen die Heilige Gees. En Here, dat hy net kan ervaar, Here, daar's geen vrees, daar's geen niks nie, Here. Dankie dat U hom vanoggend oplig. En ek dankie dat U na hom kyk as 'n geliefde seun in wie U welbehaag. En Here, dat ons hom ook so sal sien vanoggend. Here, hy is 'n geliefde seun wat vir ons vanoggend woord kom deel in Jesus naam. Dankie Vader. Amen. Amen. So geniet die boodskap, geniet vanoggend en onthou om jou Bybel en notaboek en die pen by jou te hê, dan gaan jy alles onthou. Dankie Jannie. Hier van ons predikers is 'n vreeslike snaakse spesie. Ons moet nou vanmôre hier preek en dan praat hy nou eers 'n klomp twak om jou senuwees te laat bedaar. En almal dink ons is, kyk hy kan praat, maar hy het geen idee. Dink, Here, help my dat ek net nie vanmôre iets sê wat ek nie moet sê nie, want ek gaan dit in elk geval sê. Jy sien, ek weet mos nou hoe werk dit. Dit is vir my 'n baie besondere voorreg om by julle te wees vanoggend. Daar van julle wat my ken en hier's 'n klomp nuwe gesigte. Jannie, van 2000 af wat ons mekaar al ken. Dis 'n leeftyd. Vandag maak ek 'n era klaar in Limpopo. My gesin is al reeds in Kroeman aan die Kalahari. Die Here het ons teruggeroep soontoe. En ek moes agterbly om 'n projek klaar te maak. En hier is my laaste Sondag in Limpopo amptelik. En wat 'n kosbare voorreg om dit met julle te deel. Dit was my gebed. Ek sê, Here, ek maak vandag klaar. Waar gaan ek? En Jan bel my, hy sê, later weer kom help met FFI. Ek sê, ja, seker. Dis scary om elke aand tussen 4 mure te sit, ou. Net ek en my oudste seun, en ons het net soveel om te sê vir mekaar, en nie een van ons twee praat baie nie. Het Albert vertel die storie van die ouens in Namibië bly, wat baie praat. Die boetie kom kuier by sy boetie na kerk, en dan groet hulle mekaar, dan sê die een, dag boet. En dan gaan daar so 'n halfuur verby, dan sê die ander een, nou maar dag boet. Dan sit hulle tot 5 uur vanmiddag toe, dan staan die een op en sê, maar dan groet ek maar weer ou boet. En dan groet die ander een ook aan baie hulle. En so bring hy 'n maat saam. En so groet hulle ook en die tyd gaan verby en die ander een groet en die maat sê, "Jy's maar is 'n mooi plaas, jy weet." En toe die ou nou ry toe sê vir sy broer, "Jy bring nie weer 'n ou saam, maar hy praat te veel." Ja. En dis ek en Jean-Pierre partykeer met mekaar voel. Ons kyk mekaar en weet wat sê ons nou vir mekaar? Dan sê ons maar niks nie. Maar dit is baie besonder om hier te wees vanmôre en dalk net so ietsie oor ons geskiedenis. Wat aansluit by die boodskap van vanoggend. Jan vir my sê, ons verf die dorp rooi, toe soek ek die pen. Maar ek kry nie 'n rooi pen nie, so dan moet maar vat dat ek 'n swart pen gebruik het. Jy moet nou 'n bietjie politiek verstaan as jy nou hoor wat ek gesê het vanmôre. Nou sê, daar's een nou wat dit gesnap het. Nou 6 maande terug stap ek deur 'n redelike vallei. En mense sal vir jou sê, kom ons stap deur die vallei van doodskade weer. En ek wil vir jou sê, as jy al daar was, dan lyk dit so 'n bietjie anders as wat iemand jou vertel hoe lyk dit. Ek ontwikkel 'n paar pyne en as jy 'n pyn ontwikkel, gaan jy dokter toe. Dis hoekom hy daar is. Maar weet, ons is mos taai. We tough it out, want ons sal môre beter voel.
En dan gaan die pyn weg, en kom die pyn terug, en toe raak dit rof. So op 'n maandag aand, die 4de September, slaan daai pyn my 9 uur, en die volgende oggend 6 uur toe breek hy. Ek besef, luisterpel, jy moet by die dokter uitkom. Ek stap 8 uur by die dokter in, en hy doen 'n paar toetse, 8:15 sê my, wat hospitaal toe gaan jy? Ek sê, wat? Ek sê, hoekom? Hy sê, kyk hier, hy vat die EKG, hy wys my, nou ek het geen idee wat daar aangaan nie. Ek weet, as daai ding so maak, is jy okay. Maar as hy so maak, is jy nie okay nie. Dis wat ek weet. Hy sê, klaar hartaanval gehad. Nou, jy verstaan daai vraagteken op ou se gesig wat sê, jy speel. As jy klaar hartaanval gehad, wat hospitaal toe gaan jy? Ek weet nie. Jy moet nou vir my sê. Nou, ons het nie 'n medies nie, en hy sê, Steve Biko. Ek dacht, o, liewe jongen, wat tref my nou? Maar jy het nie tyd om te dink nie, maar ek sê vir my vrou, luister, dis nou so, daar is die ambulance nie, ons klim in die kar, ons ry. Geen idee hoe erg het is nie. Jy weet net, die is moeilikheid. En daar begin die getuienis, en ek stap by die hospitaal, en ek het, die ouens, daai plek is groot. Jy raak verboureerd as jy daar aankom. En hier staan 'n ou met 'n tag om sy nek, en ek loop na hom toe, ek sê, luister, ek het vanmôre hartaanval gehad. Waartoe gaan ek? Hy sê, meneer, jy moet eintlik so omgaan, maar kom, ek vat jou hierdeur. Dankie, Here. Kom in die ICU of daar by die, waar hulle die mense opneem, die ER, en dit is rof. Al 3 mense voor my. As jy Steve Biko ken, dit gebeur nie. Vat my 5 minute en ek is in. Hier kom 'n suster uitgehol, sy sê, mevrou, teken hom aan, hy kom saam met ons. Jy weet nie wat tref jy nie, man. Hulle trek, ek het nader vir die dokter gesê, wanneer toe nie 'n bloedoortapping hou? Wie het al soveel bloed getrek, dat ek weet nie, het ek iets oor nie. Ek voel ek word so bleek. Hy middag, is 'n kardioloog by my, hy toets, hy sê, oom, jy het 'n grootte gehad. En toe voel ek al so oom. Hy sê, ek sê dit nie sommer vir ons, maar vir jou gaan ek sê, dit was, hier was 'n grootte. Ek skrik my simpel, man. Waar in die lewe? Jy begin die journey van 2 maande en 2 weke. En ek word gekonfronteer met 'n ding. Ek is nou so roundabout amper 30 jaar in ministry, en weet, ons het al goed oor vrees gehoor, en vrees deurgewerk, en vrees, en dan, you name it, ek kan hulle vir jou opnoem. As ek vir jou kan sê hoeveel demone van vrees ek in my lewe al uit mense uitgejaag het, kan ek dit nie meer tel nie. Tot die son in Pretoria ondergaan, en die hospitaal raak stil, en jy is wakker. Ja, kom klop iemand aan jou deur. Jy gaan jy uitloop. Natuurlijk kan ek jy uitloop, ek is ons 'n man van geloof. Hey. En vrees kom bekruip jou. Nie vrees vir die dood nie. En dan sê, okay, as jy my kom, gaan ek hemel toe. So, dis die spin-off van kind van God, jy gaan in elk geval hemel toe. So, ek weet nie, kom leef ouens om hemel toe te gaan nie. Jy gaan in nie keus. Leef om die koninkryk op aarde te vestig. En weet jy, een van die grootste dinge wat by my opkom en wat my tref, is die vrees vir mense. En die Here skud hierdie boot nog verder, want hy begin hierdie ding kwalifiseer van wat is die vrees vir mense. So ek wil jou so 'n bietjie daar in die skrif inneem. Soos julle kan sien, ek is hier vanmôre, so ek het daardie oorleef. Dit was 'n geweldige uitdaging. Toe ek nou uiteindelik, toe hulle die angiogram doen, alles wat ek kry, die ou sê vir my, meneer, drink jy? Ek sê, nee, ek drink nie. Hy sê, rook jy? Ek sê, nee, ek rook nie. Hy sê, maar nie, jou stap voel het vir my, ek rook. Hy sê, nee, ek kan sien, jou are lyk skitterend, man. Ek weet nie, wie van julle het al 'n angiogram gehad? Ek dink ons is 2 hier. Jy wat? Jy gaan en kyk wat doen hulle. Dis 'n ander besigheid daai. Jy sien, nou spuit hulle daai goed in jou are, en dit lyk soos kersboom wat hulle aansteek, man. Alles gaan, dan sien jy alles hier binne, dink jy, is dit hoe ek lyk? Nou probeer ek die mooi are sien, maar die ou bedye, ek weet nie waarvoor om te kyk. Hy sê, sien jy, daar is die blok, dit kon ek sien. Ok, nee, ek verstaan. 1 blok. En ek sê, Here, wat gaan nie aan? En weet jy wat die Here vir my wys? Hy sê, jou vrees vir mense, en ek gaan nou 'n bietjie die hele ding bymekaar sit, so hoor my. Die rede kom jy in die hospitaal lê is nie jou suiker nie, want ek
het diabetes, maar die goed is onder beheer. Is ook nie cholesterol nie, want dit is laag genoeg. En die Here sê vir my, seun, you have a broken heart syndrome. Nou kyk, nou wil ek vir jou sê, nou wonder ek nou, Here, wat gaat hier aan? En die Here vat my oor 'n journey van 3 jaar, en hy wys my hoe lyk 'n gebroke hart, as gevolg van vrees wat mense aan jou doen. Nie een van julle wat hier sit vanmôre is nog nie deur 'n mens raak gery nie, is ek reg? Iewers het 'n mens jou raak gery. En nie goed raak gery, nie sleg raak gery. En jy sit met 'n slegte ervaring, en vir alles het mense naby aan jou was, wat jy vertrou het. Nou, druk 'n mes in jou rug. Jy weet, ons moet taai man, ons stap weg van dit af, en ons is okay, ons sê, ag Here, ons vergewe hom, halleluja, ek ken al daai goed, ek sê jou, ek kan dit vir jou toe op sê, man. Ja, al die duiwels doen al nie goed, tot jy gekonfronteer word met dit in 'n donker hospitaal, 12 uur die nag. Ek word die een nag wakker, my neus gaan in die bloei. Nou, vir my is dit normaal. Ons kom van 'n warm wêreld af, en as dit warm word, bloei my neus. En daai September was dit onsaklik warm in Pretoria, aan die 9de vloer van Steve Biko se aircon werkie. Boeta, dan word dit warm. Die neus gaan in die bloei, en stop die ding, dis fyn, hy kardioloog stap, en hy kyk, hy sê, het jou neus gebloei? Ek sê, ja, hy sê, prof, gaan jy nie opereer nie. Wat? Hy sê, ja. Jy gaan jou doodbloei, met al die bloedverdunning binne in jou, as ons jou gaan opereer. Ok, setback nommer 1. Great, ons hanteer dit, jy weet ons nou, hier kom hierdie ding, ons stap deur hom, ons is reg, man. Ok, mooi, great, ek is reg vir die operasie, ons gaan nou die stent kry. Op 'n donderdag nag, 3 uur die oggend, skrik ek wakker, dis my kussing rooi. My ander neusgat begin bloei. Wie jou vinnig tref depressie jou? Nie oor dae nie, binne sekondes. Ek dink, Here, dit kan nie wees nie. Dit is nie moontlik. Ek moes opstaan en in daai hospitaalgange rondloop net om te bedaar. Nie is meer worship musiek het gewerk nie, want jy sit jou oor van op as wat jy luister. Ek is in 'n flatspin. Want die ding werk nie. Ek is nou reeds deur een, nou is dit die ander een. Ek het meneer weer teater toe. 5 dae in ICU. Ek weet nie hoe lyk dit buite nie. Die donderdag toe my vrou vir my kom kuier, toe ek kan sê altoe in 'n depro. Ek sê vir haar suster, sien jy hierdie matras, sien jy daai gang? Ek slaap buite vanaand. Maar ek slaap nie meer hier binne nie. Jy haal hierdie tags af, jy haal hierdie ding af, ek is klaar. Ek loop nou. Dis so erg het raak. En vrees kom terug. Ons begin by Romeine 8:31 tot 33. As jy dit lees, gaan jy wonder wat het dit met vrees uit te waai. Stap net saam met my, ons sal hom kry. Het julle almal julle Bybels hier? Jy moet eintlik vanmôre sê, kom ons sit daai ding af, ons staan op en lees ons gou, wat het jy voor jou? Jy kan nie sonder jou wapens kom nie, ouens. Of dit nou elektronies is, of jou ou Bybel, dit maak nie saak nie. Die lekkerste van hierdie Bybel, ek kan krap aan hom. En onderstreep, en as hy vol is, dan koop ek 'n nuwe, en dan skryf ek hom ook vol. Romeine 8:31, is julle almal daar? As jy daar bo. Hy sê, what then shall we say to all this? What then shall we say to everything that happened in your life? Wat sal ons sê van al die goed wat tot nou toe in jou lewe gebeur het? All the bad, all the good. Jy sit vanmôre en jy is die som totaal van jou hele lewe. So what shall we say about this? If God is for us, who can be against us? The Amplified sit ietsie by en sê, for who can form against us? And who can be our foe if God is with us? Dit is my belangrik dat jy mooi sal oplet en sê, wie kan ons vyand wees? Hou vas, vers 32 sê, he who did not
withhold his only Son, but gave him up for us all, will not also with him freely and graciously give us all other things? Who shall bring any charge against God's elect, when it is God who justifies us? Jy sien toe hierdie stuk, ek begin dan en sê, hoe dan? Wie is die een wat 'n aanklag teen jou kan aanbring? En ons ken die skrif en ons quote dit so baie keer in baie situasies. Here, ons is okay, daar is nie aanklag nie, ek het my sondes bely, ek is okay. Hy praat hier van mense, nie van demone nie. Ek het die ding gaan opsoek en gaan kyk wat beteken die woordstudie. Ek wil dit nie jou verveel daarmee vanmôre nie, want dit is belangrik vir my om te weet waarvan praat hy. Want ek en my vroukie is nou seker so 25 jaar betrokke by Deliverance Ministry ook. Nou ek weet as jy Deliverance hoor, dan hoor jy snaakse goed. Ek kan vir jou sê ek het snaakse goed al gesien. Ja, van duiwels kan jy my min vertel. Ek het hulle gesien kruip, gesien seil, gesien spoeg, gesien raas, gesien. Ek het ook gesien as jy hom sê, shut up, sit! Hy sit mooi. En hy, shut up. So, ons entertain nie met die goed nie, ons jag hulle uit en kry dit al. Ek wil weet, Here, praat hy van duiwels hier? Ja, hy praat nie van duiwels nie, hy praat van mense. Jy sien, en die Here vat my onmiddellik na 'n ander skrif toe, en jy kan hom opsoek, Psalm 118 vers 6. Wat daar skryf, hy sê, the Lord is on my side, I will not fear. Die woord fear hier is die Griekse woord phobos. Dit kom, die woord wat ons ken as fobie, kom daarvan af. En dit beteken ek het 'n vrees vir mense. Dit is stunning, want hy sê in die volgende sinnetjie, what can man do to me? En die woord hier, man, is mens. Jy kan hom in Grieks, Duits, Afrikaans, Engels, Zulu, Xhosa, hy bly mens. Want jy sien, as ons Christene is, en ons stap op pad met die Here, dan wil ons al hierdie goed van geestelik maak. Ons vergeet, ons leef nog op hierdie aarde. En nou langs jou is mens, as jy hom vat, dan voel jy is vleis. As jy hom sny, dan bloei hy, ek koop rooi. As dit blou is, dan is dit 'n probleem. I will not fear, what can man do to me? Ek vat jou terug in 2020, toe COVID begin. Ek dink COVID hier by Maart maand het ons daai interessante besigheid begin, hè? Of iemand het hom vir ons begin, ons het net saam gejourney. 2 weke voor 2020 Maart maand. Split ons kerk. If my leiers staan op en hy begin sê, kyk, hy vat 2/3 van ons mense saam met hom. En wat in my hart begin gebeur is the fear of what man will do to me. Die vrees van wat mense aan my kan doen. As jy in die ministry is, ek kan goed vanmôre gelukkig sê wat Janie kan sê nie, so, want na die tweede diens is ek weg. Ek dink julle verstaan altyd, ons pastors, die plekke waar ons deurstap nie. Ek dink jy ons verstaan altyd, hoe voel dit, wanneer 'n ou oor 'n tafel vir jou sê, ek voel die Here sê, ek kan my eie gemeente begin, en ek koue tref jou. Ek weet nie dat julle ons het al ervaar, dat jy begin so van bo af koud word nie. En jy wat langsom sit, is jy wat jy 'n week voor die tyd gesê het, ek wil jou aanstel as 'n pastor in my gemeente, om my gemeente te herder. So dan kyk jy in die oë en hy sê vir jou, ek gaan saam met hom. Maar ons is taai. Ek stap al weg, ek sê, Here, ek vergewe hulle. Halleluja. Ek sien hulle, laat hulle dit met hulle goed gaan, en intussentyd lieg ek dat ek klap, want ek moet iets doen, om die ding hier binne kalm te kry. En dan stap aan. Want ons weet om te survive. As ek wil sê, as jy weet hoe ek 'n survivor, gaan kyk vir 'n pastor. Boeta, ons dink ons moet 'n boek skryf aan nie. How to survive.
'n goeie maat van my het jare terug 'n boekie geskryf. Die titel van die boekie is Get the Hell Out of the Church. Yes, ek hou van die titel. Of jy waai of die duiwel waai, so jy moet besluit wat een is jy. Get the hell out of the church. Ouens, ek wil vir jou sê, in jou eie lewe, hoeveel keer kom die vrees wat mense aan jou kan doen, kom stop jou om te doen wat God van jou vra om te doen. Want as dit 'n stuk seer hier binne, wat iemand jou raak gery het, wat jy vertrou het, waarmee jy gebou het, waarmee jy, wat in jou lewe intens deel was van, ruk die mat onder jou voet uit. Wie dink jy's okay, jy gaan aan. 3 jaar later beland ek in 'n hospitaal met 'n hart wat amper in sy disaster in is. Daai dokter sê vir my, meneer, die ding wat jy het, jy sit op 'n stoel, jy praat met iemand, die val hom, hy's dood. Dis hoe vinnig het gebeur. Dis nie so nie. Dis so. Link die twee met mekaar. Die Here sê vir my, seun, broken heart syndrome, dis wat gebeur as jou vrees vir mense wat hulle aan jou kan doen en hoe hulle jou lewe kan verniel en jou kan seermaak. The fear of man. En Dawid sê, I will not fear what can man do to me. Matteus 10:28. Dit was nogal vir my 'n shocker hierdie. Matteus 10:28. Jesus praat, hy sê, and do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. But rather be afraid of him who can destroy both soul and body in Gehenna. Nou Gehenna is deel van die hel. Kom as jy bang vir mense wat jou liggaam kan seermaak, maar niks in jou siel kan doen nie. Ek sê, Here, maar my siel het skade opgetel. Hy sê, ek weet. Maar ek is die bewaker van jou siel. Jy sien, ek kom toe agter, hier is 'n ding wat in my lewe gebeur, wanneer die vrees van wat mense aan my kan doen, van my besit neem, dan verloor ek die vermoë om by God in te tap, dat hy my kan help. En dit gebeur so subtiel, dat jy nie weet dit gebeur nie. Want ek bid elke dag, ek doen elke dag die goed wat ek moet doen, my verhouding met God lei nie skade, en teenoor word beter. Maar as 'n area in my lewe wat ek hom nie toelaat nie. Want terwyl ek hierdie ding het van wat mense aan my kan doen, en intussen tyd is die Here besig om ons te skuif terug Noord-Kaap toe, en daar's nie 'n gemeente wat ons beroep nie. So daar's niemand wat die trek betaal nie. Ek sit en sê, Here, ek lê nou op betaal, my vrou moet pak, ons moet trek, dit kos R70,000 om ons daar te kry. Hoe doen ons dit? Dink jy ek gaan iemand vra? Daar's nie 'n manier nie. Because I'm fearing what man will do to me when I ask them. Want net hoe vra ek jou, en om die hoekie, dan gebruik jy dit teen my, en jy skiet my in die rug. Dit kan jy nie vra nie. En dit is so ungodly soos wat kan kom, want dit beteken, jy isoleer jouself van die liggaam van Christus af. Jy's nie deel van 'n liggaam nie. Jy haal jouself uit, want jy vertrou nie die liggaam nie. Hoor julle my vanmôre? Maar hierdie goed gebeur mos nie hier in Nelstroom nie. Ek weet dit gebeur daar by ons in Potties, maar hier is, julle is okay. Nee, ek hoor is 'n great dorp hier. Hierdie ouens doen nie sulke goed nie. Dis mos reg, Janie, hulle doen nie sulke goed nie. Elkeen van ons het iewers hierdie ding gekry. En ek moet by die bron intap wat my lewe moet gee, en ek kan nie, en ek weet nie, ek kan nie. Dis die harte van alles. Ek sê net, Here, hoekom gebeur die goed nie? Wat gaan aan? Tot die Here hierdie ding moet openbaar. En ek bid om met al hierdie goed, en ek sê, Here, hoe gaan ons dit maak? Ek moet teruggaan na 'n plek toe, en die Here sê dit vir ons, hy sê, ek gee jou erfenis vir jou terug, wat jy moes gehad het. Lang storie, gaan jy nie verveel daarmee nie. Ons gaan terug om my erfenis in besit te neem, met niks.
Die gemeente waaruit ons kom, se finansies het so erg geduik, dat hulle kan ons nie eens uitbetaal, toe ons die dag klaarmaak nie. Ek sal ook nie geld vat nie, so sê ons, hou julle geld, julle kan nie bekostig om ons te betaal nie. Die Here het 'n sin vir humor nie. Ek skuif jou terug, ek gee jou niks. Come on. En hy doen in elk geval die wonderwerk, of ek kan nou glo of nie. My vrou en een helfte van my gesin is klaar daar, ouma is klaar daar, die honde is daar, die katte is daar, en die trek is daar. Halleluja. Hoe dit gebeur, ek kan nie vir jou sê nie. Waar het ons die geld gekry om te doen, dit weet ek ook nie. Dit het net gekom, ek het dit nie gaan soek nie, ek het dit nie gevra nie, dit het net letterlik gekom. Maar jy sien, dit is alles so great. Die Here, wat wil jy met ons doen nou? Die Here sê, ek wil jy met 'n gemeente begin, ek sê, Ek dink nie so nie. In die proses, bless die Here ons met 'n koffiewa. Yes, great. Ek en my vrou gaan ons doen barista training, so ons kan koffie maak. As daar een ding is wat ons kan doen, ons kan koffie maak. Ons is geleer om koffie te maak. Sy bel my gister, na die seminar, hulle daar by KLK in die dorp, het hulle stoetvee veiling gehad hierdie naweek. En die ouens nooi aan, sê, bring jou koffiewa en kom verkoop koffie aan die boere. Dit is so onregverdig. Hulle vertel van die bakke geel vet biltong wat daar staan, wat verniet is. Jy kan eet soveel as wat jy wil. My jongste kom daar aan met 3 Cokes. Hulle sê, waar het jy dit gekoop? Hy sê, nee, daai bak is verniet. Jy gaan vat soveel as jy wil. Kyk, hulle het seker gemaak. Nou bel hulle my, vertel my van al hierdie great blessings. En ek sê, ek het net so groot blessing. Maar ek sou graag daar wou gewees het. So die Here gee ons die koffie waar hy sê, ek gaan hierdie ding gebruik om vir julle finansies te genereer. Ek luister, dis great ouens. Maar die is nie waarvoor ek jou roep nie. Ek roep jou terug om 'n gemeente te begin, ek sê ek sal nie. Ek en die Here het 'n ander verhouding, ek sê vir my ek sal nie. As jy meneer, Here, onthou jy wat hierdie ouens gedoen het? Onthou jy wat die kerk aan ons gedoen het? Hy sê sy mes in my rug aangedruk en jy wil ek om dit weer doen. Daar's nie 'n kans nie, man. So jy gaan uit jou roeping uitstap, ek sê Here, is ook okay. Die rede kom jy leef, is dit. Ek sê, Vader, as jy sê dit is klaar, dan gaan ek hemel toe in die keis. Kyk, die Here weet ons wat jy hom gaan antwoord voor jy hom antwoord. En hy het 'n sin vir humor wat skrik vir niks. Hy lag net. As die Here vir jou lag, moet jy weet, hy kom met 'n ding. As jy kom, ek wys jou iets. As jy vrees dat ek nie by jou gaan wees, om jou te help, om dit wat ek wil hê jy moet doen, deur te werk, en my koninkryk te plant in 'n plek wat dit nodig het nie. Jy vrees wat mense in jou gaan doen. En daarom skuif jy my uit. Daarom skuif jy my uit. Ons soveel keer in jou eie lewe skuif jy God een kant toe, omdat daar vrees in jou hart het verseer kry. 'n Vrees vir wat mense aan jou kan doen, omdat jy dit alreeds beleef het. Ek sê, wie is nie een van ons wat hier sit, wat nie vanmôre kan sê, jy het iewers nie seer gekry deur mense nie. Want ons is nie geïsoleer nie. Ons leef elke dag met mense. Here, help my, hoe kom ons oor hierdie ding? Hoe werk 'n ou deur hierdie ding? Hy vat my na Hebreërs 13 vers 5 en 6 toe. Ja, dit is 'n stunning skrifgedeelte. En ek wil vir jou sê, as die Here jou konfronteer, is dit 'n baie werklike konfrontasie, dis nie 'n grap nie. Ek lees in Amplified, hy begin so, hy sê, let your character or moral disposition be free from love of money. Okay, Here, wat het geld nou hiermee uit te waai, man? Hou vas, dit kom. Amplified sê by sê, including greed, lust, and craving for earthly possession. Dink, al wat hy wil earth, of wil grond op hierdie plek om te sê, luister, ons praat van hierdie wêreld, ons praat nie van die geesteswêreld en so, kom in die realiteit in. Satisfied, and be satisfied with your present circumstances, and with what you have. Vrees kom uit 'n plek uit waar ek nie meer tevrede is met wat ek het en waar ek is nie.
Ek dink dit is nogal 'n krisis in Suid-Afrika vandag. Ek weet nie of julle in hierdie kerk politiek praat nie, maar kom ons praat gou politiek. Dan skud ons nou die vere lekker, né? Kan ons? Jy moet daarvoor gaan stem volgende Woensdag en so. Moenie vir my vanmôre sê, ek is heilig, ek praat nie politiek nie. Jy het lank al politiek gepraat, jy het besluit waar jy wil gaan stem. Hoeveel van jou daaglikse tyd wat jy met mense spandeer, praat ouens oor die komende verkiesing en wat die regering verkeerd doen en nie reg doen nie, en hoe simpel hulle is en wat hulle nou alweer gedoen het en die National Health Insurance en al dit. Hoeveel hoor jy dit op 'n persentasiebasis elke dag? Party van julle dalk meer as ander, nie. Maar die feit weet ons het nou genoeg gehad daarvan. Maar sê gou vir my, hoeveel hoor jy op 'n daaglikse basis van God se koninkryk? Sê, Here help my, hy sê, vat bietjie die lewe van Jesus. Sê jy vir my, hoeveel keer het Jesus gepraat oor die Romeinse ryk? Hoeveel keer het hy gepraat oor politiek? Hoeveel keer het hy gepraat oor die simpel regering van die dag wat my Jode onderdruk? Hoeveel keer? 0. Inteendeel toe hom challenge te sê, gee aan die keiser wat hom toekom. Nie wat jy dink hy moet kry nie. Here, maar dis nie wat ek wil hoor nie, dis wat ek sê. Maar jy soek 'n aardse koninkryk en nie 'n hemelse koninkryk nie. En jy karring oor wat op die aarde gebeur en jy weet nie dat ek in die plek met vuur verbrand nie en dan bou ek nie weer nie. As jy dieselfde tyd spandeer aan my koninkryk te bou, wat jy spandeer om vir mense te oortuig dat die regering simpel is, hoe dink jy gaan my koninkryk lyk op hierdie aarde? En mense hou nie daarvan as jy op hulle tone trap en dit vir hulle sê nie, so ek gaan dit vir jou sê. Stop dit. En begin God se koninkryk soek van, wat sê Jesus in Matteus 7? En ek Matteus 6 en hy gaan oor in 7 en hy sê, but seek ye first my kingdom, and my righteousness, and everything will be added unto you. En jy ons kyk na die regering en sê, wat gaan julle vir ons gee? We live in idolatry. Therefore we cannot have God's blessing, want ons vervang God met 'n regering en 'n politieke party. As daar een ding is wat ons moet doen, en ek sê weer, wie dit link aan vrees, wat gaan mense aan my doen? So ek skuif God uit. If we can live a kingdom lifestyle wat sê, soek eers God se koninkryk en sy geregtigheid. Amplified sê, by His way of doing and being right. Skielik lyk baie van die goed wat ons dink reg is totaal absurd en verkeerd. Because it's not God's kingdom. Dis nie hoe God dink nie. Dis nie hoe God operate nie. Dis tyd dat God se koninkryk op hierdie aarde manifesteer. So is tyd ons die vrees uithaal. Daai was vir net, julle betaal nie vir dit hier hoor. As jy nou gewonder het, dit gaan jou iets kos, dis gratis. So, hier kan jy die timer aansit, hier gaan ons nou weer in, ons hier vanaf betaal ons nou weer. Okay. I pay view. My vrou se oom kuier nou reg by ons, hulle doen so 'n survey, en hy moet nou goed invul oor TV. Hulle vra van, hoe lang kyk jy TV? Hy sê, so lank as ek wil. Hy sê, oom betaal jy? Hy sê, nee, ek betaal nie. Nou karring hulle met hom, hy sê, man, kan jy nie verstaan nie, ek is 'n roofkyker. Ek kan nie hierdie goed invul nie. So as ek iets sê, dan weet hulle, ek is 'n roofkyker. Hulle moet nie weet nie. So jy's nou nie meer 'n roofkyker nie, jy's nou weer in. For he himself, dis God, has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. Kom ek lees dit weer. He said, God himself said this, I will not in any way fail you. Nou kom ons sit na die godsdiens een kant. Hoeveel keer in jou lewe het jy al ervaar, en het jy self gesê, Here, jy het my verlaat. God, you have failed me. Is daar so iemand? Of is dit net ek? Ok, dan is dit net ek. Dankie vir julle spontaniteit, ek waardeer dit. Julle is so spontaan vanmôre, ek voel sommer, hulle met die kinderkerk, die kinders almal terug gaan haal.
Luister, jy het op 'n plek in jou lewe al gesit wat jy gevoel het, God het jou verlaat. Here, waar is jy? Here, ek lees in die skrif, jy sê, you will never fail me. Ek lê in die hospitaal, ek sê, Here, waar is jy? En sê, hier is ek. Ek sê, ja, ek weet nie of dit genoeg was nie, man. Dit het net nie gedrop nie. Daai penny het bly hang. Die volgende reeltjie is, hy sê, I will not. Hy kon daar gestop het. Dan gaan hy aan, hy sê, I will not, die tweede keer. Dan sê hy 'n derde keer, I will not leave you helpless, nor forsake, or nor let you down. Okay, Here, hoe in die lewe kry ek dit terug in my hart in? Want dis wat ek geglo het. Because the fear of man het gemaak dat hierdie gedeelte uit my hart uitpad gee, en die vrees van die mens, wat die mens aan my kan doen, het in hierdie skrifgedeelte se plek ingekom. God will fail me. God will leave me. God will not be there for me. Ek is op my eie. Hoe gaan ek dit maak? Hy word gekonfronteer met dit. Vers 6 sê, so we take comfort and are encouraged and confidently and boldly say, the Lord is my helper, I will not be seized with alarm. Hier kom die punchline. What can man do to me? Sure. Maar ek kan nie hierdie laaste reeltjie my eie maak van what can man do to me, voor ek nie eers by die plek kom van I will never, never, never leave and forsake you. As ek dit nie het nie, as ek my eie. Waar is jy vanmôre? Hoe eerlik is jy met jouself vanoggend om te sê, Here, waar sit ek met betrekking tot vrees vir mense? Want jy sien, vrees vir mense kom in, en dit stop my om in hierdie werk, in hierdie dorp in te gaan, en net Jesus te leef. Ouens, ek wil nie jy moet instap en 'n Bybelpanser gaan lees nie. Hoe lyk julle Pick n Pay op 'n Saterdagoggend einde van die maand? Is jy baie besig? Ek weet nie waar shop julle het. Pick n Pay, Checkers, hè? As jy lyk soos Kroomans en ouens, hulle koop hom leeg op 'n Saterdagoggend. Ek lieg nie. Einde van die maand, Saterdagoggend, kan jy nie Pick n Pay toe gaan nie, daar's niks. Weet, Pick n Pay is sy werk, daar's te veel mense. Maar ek het 'n resep van hoe werk dit om 'n winkel leeg te kry, dat jy kan shopping doen op jou eie. Niemand pla jou nie. Jy stap in, en die eerste ou wat jy kry, bid jy voor. Maar jy bid vir hom tot hy omval. Dat die krag van die Here hom tref. Ek sê jou, daarvan af stap jy in my kerk en kyk die mense so om jou, kyk, hier kom my ou, hol hulle in hierdie gang af. Maar net hoe kry jy my ook beet? Hulle maak 'n til spesiaal vir jou oop, want net hoe kry iemand hier nie, ry daar by die til en jy bid vir hom. Dan bid jy vir die tannie agter die til en val sy om, dan moet hulle aan een kry om die til te slaan. So kom ons kry hier die ou uit die winkel uit, want hy disturb die hele plek. Halleluja. En al wat jy doen is you minding your own business, man. Die Here sê vir jou, sien jy daar uit kanker, gaan jy vir hom bid? Nee, Here, ek gaan nie. Sê nou, okay. Ek deel met die ouens 'n interessante ding hier in die klein groepie. Ek sê, weet jy wat? Gebruik God jou. As jy my beter geken het, gaan jy tweede keer dink voor hierdie vraag antwoord. So maar kom ek vra dit weer. Wie van julle voel die Here gebruik jou? Steek jou hand op. Miskien moet jy jou stoel nou vashou. En die tweede ding wat jy gaan vra, vergewe my wat ek nou gaan sê. So vergewe my klaar? Reg? So ek kan nou sê wat ek gaan sê, dit met klaar vergewe. Kom sit jy in slawerny? Hoekom sit jy in slawerny? Ja, maar pastoor, die Here gebruik my. Exactly. Wie van julle gebruik julle kinders? Jy is God se kind. As jy nie jou eie kinders gebruik nie, hoe kan jy sê dat die hemelse Pa gebruik jou? Oepsie.
Jy sien, want God se hart vir my en jou is, hy sê in Matteus, of hy sê in Johannes vir sy disippels, I no longer call you slaves, I call you my friends. The last time I checked, as hy sê, jy's my kind, Romeine 8 sê, therefore we have a spirit of adoption, which we call out Abba Father. Jy kan nie papa uitroep as hy nie jou pa is nie. Luister, 'n pa wat sy kinders gebruik as 'n narcis. En wat doen hy? Vanoggend ben jy stil tot hy dan sê, my seun, my dogter, kom sit hier by my. Maar as jy in die woord sê, ek het boeke oor jou lewe klaar geskryf. Jou boek is oop. Wil jy nie saam met my kom lees, wat het ek vir jou beplan vir vandag nie? Weet jy, nou skrik ons onsself in 'n ander bloedgroep in. Want daar staan geskrywe, vandag sal jy 3 mense uit die dood uitbid. Ok, Here, wow, ek is nie meer in nie. Vandag gaan jy iemand in die Pick n Pay raakloop wat kanker het, en ek wil hê vir daai persoon bid, en die kanker gaan uitval. Is jy reg daarvoor? Ja, I didn't sign up for this. Weet jy, dan gee Vader sy hart vir jou vir die dag. Hy sê, my seun, dis my plan, is jy in? Want ek wil hê jy moet saam met my werk, nie vir my nie. Dis nie, Here, gebruik my nie, dis Vader, wat doen jy, want ek wil deel wees daarvan. Here, dis nie, gebruik my in die dorp, en dis Vader, wat wil jy doen in hierdie dorp? En ek wil deel wees daarvan. Because I lost the fear of what man can do to me. En sê, Vader, wat wil jy doen? Nou stap jy Pick n Pay toe, en jy kom op bus, en ry ou dood, nou is baie dood. Hy is jy net bietjie dood nie. As jy die Here, ek gaan bid vir haar, sê, ek het niks gesien nie. Maar as ek het sien, moet ek iets doen. Gaan bid vir hom, ek wil hom opwek. Ok, yes. Jy weet, nou loop jy so 7 keer om my bus, want jy moet nou moed met mekaar kry. Jy stap by jou, jy lê hande op, en sê, Vader, in die naam van Jesus, en dan gaan jy. Want net te hoor iemand, jou die ou staan nie op nie. Dan het jy moeilikheid. Die spring hy op, en hy is gezond. Jy dink, what? Want daar jy sê, ons het vanoggend gepraat. Ek het jou gesê, dis wat ek gaan doen. Jy is so gecharged met wat God kan doen. Jy gryp die volgende, jy gooi hom vir 'n kar in, dat hulle hom ook plat ry, dat jy vir hom kan bid, hy opstaan. Nou is dit 2. Maar daar is nog 1 oor. Nou loop die dag. Wat word van jou geloof en jou verwagting in wie God is? Dit bou op. Here, ek het al 2 gesien in die dood, daar is nog 1. Nou soek jy daai 1. Jy soek daai 1. Want God se woord het waar geword, wat hy gesê het, doen hy. En hy charge jou, en jou geloof word gebou, want niks is onmoontlik, maar Here het gesê, daar is nog 1. En 11:30 vanaand bel hulle jou. Kom hospitaal toe. Wat nog 1/2 uur oor, ouens. Dag is nog nie klaar nie. Jy gaan lê hande op 'n ou, en die Here bring hom terug. Jy kom by die huis en jy sê, Vader, dankie. God doesn't use people. He invites them to work with him. Satan uses people. Mag jy, as jy alles in hierdie diens vergeet, onthou net dit. Onthou net dit. Don't ever walk out of this place saying, God uses me. Maak hy mindset. Hy skuif in jou kop. Hy skuif in jou hart, en Here, van hierdie dag af, werk ek saam met jou. En gee jou gesin, wat rondom jou is, gee hulle die reg om jou te stop, as jy sê, die Here gebruik my, dat hy sê, papa, mama, wow, die Here gebruik ons nie. Werk saam met hom. Want die oomblik as ek sê, God gebruik my, dan is dit nie meer verhouding nie. That's when the fear of man comes in. Want wanneer daar 'n verhouding met God is wat leef, dan kan die vrees van mens, en wat mense my kan doen, gaan by die voordeur en die agterdeur uitgelyk. As ons na hierdie hele situasie kyk, en ons lees hierdie Hebreërs 13, waar staan jy vanmôre? Kan jy vanmôre sê, God has never left me?
Whom then shall I fear? Who and what can man do to me? En as jy nie daar is vanmôre nie, het ek vir jou goeie nuus. Dis wat God vir jou beplan. Om vanmôre te sê, ek haal alle vrees wat mense my kan doen en die seer daarvan uit jou lewe uit en ek vervang dit met myself. Dat jy kan opstaan en sê, what can man do to me? Why? Because I know my God. En ek weet, ek challenge jou vanmôre, dat hierdie is 'n ding wat jy baie intens en diep in jou eie hart moet kyk en eerlik met jouself moet wees. Want as Christen is dit so moeilik om op te staan en te sê, luister broer, jy beter vir my bid, ek het 'n probleem. Ons gaan liewe hier saggies hier een kant en sê, ek wil jou vra vanmôre, sit jy met vrees vir mense in jou lewe? Dat jy nie die volheid van God in jou lewe sien werk nie? En as jy doen, wil jy nie by my kom staan nie. As jy nie voor hier is, ek staan al reeds hier. Was voor jou daar. Ek het die boots gekry, ek het die beltbakkel en ek het die t-shirt. Ek kan vanmôre saam met jou bid. Because I know what it is to be there. Ek weet wat is dit om daar te wees. Ek weet hoe voel dit. Ek weet wat is dit om God te beleef en ek weet wat is dit as God deur daai deur stap en hy sê hier is ek. En jy kry 'n openbaring van He will never leave me. En ek weet wat is dit as daai gees van vrees so uittreë en hy sê ek het nie meer huis nie. Because somebody greater has just come. Maar dit moet by my begin. Die fout was nie by God nie, die fout was hier. Ek moes dit erken. Ek moes dit sien. Ek moes kan sê, Vader, vergewe my. Vergewe my dat ek jou nie vertrou het nie. Vrees in die naam van Jesus. Spesifiek vrees vir mens. Wat jy aan my kan doen. That's it. Is klaar. Hier Jesus kom. Neem my plek. So as die Here met jou praat vanmôre, ek wil jy die geleentheid gee, kom staan nie by my. Ek wil net saam met jou bid. Ek kan gelukkig niks vir jou doen nie. Ek is so bly daaroor. Ek kan net bid. Ek kan Jesus vertrou om 'n skuif in jou lewe te maak wat jy nooit weer dieselfde sal wees nie. Moet ons die uitnodigings in die pos kry. Luister, ons die poskantoor werk nie meer nie. Help ek stuur vir jou uitnodiging met die pos, jy gaan nie meer kry nie. Terwyl jy ons kom, Jesus, kry dit ons. Daar nie. Ek gaan net met jou deel wat op my hart is vir jou man, wat ek hoor die Here sê. Ek sien jou vliegtuig. Ek weet nie wat vlieg jy nie. Prys die Here. Dit vat baie geloof. God said, son, what you have flown is nothing in comparison to what you will fly. Ons leer baie keer die skrif van we were on eagle's wings. And God says, if you trust me, I will take you on eagle's wings. Ek gaan jou die visie van 'n arend van hoog af gee, dat jy kan sien hoe die groot prentjie lyk. So wanneer ek jou afbring grond toe, dat jy dit wat daar is kan skuif om die groot prentjie te pas. And I will enlarge your faith to coincide with what you see. And I will open your spiritual eyes that you will see things that other people will not see. And you will align with that and people think you're crazy. But you will see the fruit. Want dit wat in die gees gebeur is nie wat in die fisiese wêreld manifesteer nie. Want ouens gaan dink jy's mal. But because you see what God shows you to see and you align with that, God said you will see my kingdom come. Do not be afraid.
Yes, ek is trots op julle ouens. Ek wil vir elkeen van hulle sê wat hier staan. Well done. Die feit dat jy van agteraf vorentoe geloop het, of van vooraf agtertoe geloop het vir jou, is jou eerste tree op oorwinning om vrees te verslaan. Maar as jy terugkyk, sien jy sit 'n klomp mense. Jy moes uitgestap het om te sê, the fear of whatever these people will think. Maak jy nou meer saakie. Julle twee. God is going to restore the joy in your life. Ek weet nie wat se burden dra julle nie. As ek na julle kyk, dan lyk dit vir my die Here wys my julle gaan 'n bietjie deur diep waters uit. As ek raak is dit okay. As ek dit mis, gee my asseblief. But in this, God says, I will restore your joy. Julle sal die vreugde en die blydskap van God beleef ten spyte van julle omstandighede. Because today, you will have victory over fear of man. Okay, maar gaan nou vir julle bid. Okay, ek weet nie of al ouens wat saam bid nie, Jan, ek weet nie hoe werk ons nie. Maar ons moet nou klaar, maar ek sien. Sorry, daar is daar 'n horlosie op, maar my bril werk nie, man. So ons gaan, ek weet nie of ouens saam met ons bid nie. Okay, elkeen van julle. Miskien kom ek later persoonlik by jou uit, maar Vader, in die naam van Jesus, I pray, Lord, that you will meet everyone that's standing here personally now, dat jy nou elkeen van hierdie ouens wat hier staan persoonlik ontmoet. En in die naam van Jesus bestraf ek jy gees van vrees. Ek sê vir jou, jy het nie langer 'n plek en 'n reg op hierdie ouens se lewens nie, maar dat het uitgestap met 'n belydenis wat sê, ek sien jou, ek weet van jou, jy trap uit my lewe uit. In the name of Jesus. En ek wil vanmôre oor hulle losmaak, Hebreërs 13 vers 5 en 6. I will never leave you, forsake you, leave you destitute, let you be alone, let you be conquered by evil spirits, let you be conquered by fear. Never ever will I do that to you. Today I've called you as my sons, and I've come to be your father. You sal my sien as 'n pa wat jou vashou en jou op my skoot tel, and you will never leave that place. Today, in Jesus' name, Vader, dankie dat jy pad maak waar daar geen pad is nie. That fear of man will never stop them again of walking into your presence. In Jesus' name. Amen.